Die idee wat ons van liefde het wanneer ons op skool uitgaan of selfs wanneer ons trou, is so ver verwyderd van die ervaring wat ons daarvan het wanneer ons ouer word. My ouma het altyd gesê, die liefde is blind, maar die huwelik is die bril. Waarom gebeur dit dat paartjies in 'n huwelik vasgevang voel, waar al die liefde skynbaar verdwyn het en waar jy daagliks verdrink in 'n oneindige put van bitter water? Wat het geword van die liefde? Het ek ooit liefde reg verstaan? Was dit ooit liefde wat ek enigstens ervaar het, of was my huwelik 'n reaksie op 'n hormoonbelaaide tydstip van my lewe? Is liefde iets wat ek die heeltyd moet ervaar? Is dit 'n gevoel wat ek eens iemand anders moet hê? Is dit 'n wilsbesluit soos baie ander mense sê? Ek's verward. Wat is liefde nou regtig? Kom ons luister so net vinnig na 'n video van 1 Korintiërs 13 om ons geheue so bietjie te verfris oor wat die Bybel sê liefde is. Kom ons kyk hierna. If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers, and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never ends. Dit klink alles so mooi. Maar ons kry dit nie reg nie, want in sy naakste vorm is liefde alles behalwe maklik en lekker. Want dit beteken dat jy iets wat vir jou lewensbelangrik is, onophoudelik vir iemand anders moet gee, wat dit soms dalk nie eers waardeer nie. Dink byvoorbeeld aan Abraham met Isak op die altaar, Daniël wat daar in die leeukuil sit, Sadrag, Mesach en Abednego wat in die vuuroond gegooi is, en dan natuurlik Jesus aan die kruis, alles omdat hulle lief gehad het. Omdat liefde in sy kern ryk soos 'n altaar of soos bloed wat teen 'n kruis afloop, wil ons dit eerder vermy of ons eie terme dalk daaraan gee. Miskien is dit reeds waarom die mens instinktief van God af weg beweeg, want die Bybel sê God is liefde en liefde gee. Ons hou nie van die reuk van hare, vleis en velle wat brand nie. Ons hou nie van die idee van 'n kruis nie. Ons vermy dit liewer. Solank dit net nie ek is aan op daai altaar nie. Solank dit net iemand anders is op daardie altaar. Solank dit net iemand anders is op daardie kruis. Maar nee, dankie. Ek is nie bereid om my lewe te gee nie. Daardie marteling is net nie vir my nie. Ek dink ons almal is geskape om waarlik te kan lief hê. Maar iets omtrent liefde verstaan ons verkeerd. In Matteus 24 vers 12 help Jesus ons om die situasie so 'n bietjie beter te verstaan. En hy sê daar, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Niks kan afkoel as dit nie eers warm is nie. So een ding wat ons verseker kan sê is, die liefde is warm. Met ander woorde, hoe meer ons God se beginsels met ons eie verdraaide idees vervang, hoe minder liefde sal ons in ons lewens beleef. Die groot ingenieur van die heelal het beginsels in plek gestel wat liefde warm hou, by wyse van Spreuke. God is liefde.
En liefde is sy identiteit en hy is die skepper van die hemel en die aarde. Is daar dalk 'n antwoord op ons vraag na liefde, iewers om ons sigbaar? So kom ons kyk na Johannes 1 vers 3. Alles het deur hom ontstaan en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. So die ganse geskape wêreld skree, liefde, liefde. Romeine 1 vers 20 sê die volgende, ek lees dit gou-gou vir jou. Die mens kan God se onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en sy goddelikheid, wat natuurlik nou in wese liefde is, reeds van die skepping van die wêreld af duidelik uit sy handewerk waarneem. Daarom kan mense hulle self nie verontskuldig nie, Romeine 1 vers 20. God is liefde, en hy is die ingenieur van tyd en ruimte en energie en lewe en materie. Die hele skepping is 'n uitdrukking van sy goddelike natuur. Toe God geskep het, het hy die werklikheid gekonstruktureer om in ooreenstemming met sy eie natuur te werk. En die beginsel van liefde is die beginsel van gee, wat ons deur die ganse skepping waarneem. Genesis 2 vers 7 sê, God het die mens met die stof uit die grond gevorm en in sy neus die asem van lewe geblaas, en so het die mens 'n lewende wese geword. So God het gegee, hy het sy asem, hy het sy lewe het hy in ons ingeblaas, hy het vir ons lewe gegee. God het gegee, en weet jy wat, ek en jy gee ook. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Hierdie is net een voorbeeld. Met elke asemhaling gee jy koolstofdioksied aan die plante om jou, en die plante gee suurstof aan jou terug. Dit is 'n nimmer eindigende kring van gee, waarop die hele lewe gebou is. Jy is vry om die wet van gee, die wet van liefde, te verontagsaam, maar dit lei tot die dood. Jy kan natuurlik 'n plastiek sak oor jou kop trek en jou koolstofdioksied op 'n selfsugtige wyse vir jouself hou, en dan kyk jy wat gebeur. En jy sal gou-gou uitvind dat die verontagsaming van die beginsel van gee tot die dood sal lei. Net so is sonde nie versoenbaar met die liefde nie, want sonde is 'n oortreding van die natuur van God. Sonde skeur die sirkel van liefde wat by God begin en by God eindig. Die Bybel sê vir ons in Psalm 150 vers 6, kom in my gedagte, hy sê, laat alles wat asem het die Here loof. En jy weet mos, as jy asemhaal, dan trek jy koue lug in en jy blaas warm lug uit, en hou dit in gedagte, ek gaan nou iets daaroor sê. So elke keer wanneer ons hierdie warm lug uitblaas, dan getuig ons eintlik van liefde. As dit verkoel, beteken dit ons is dood of ons is besig om te sterf. God is die aktiewe bestanddeel van die ganse wêreld. Hy hou alles bymekaar. Dit is interessant om op te merk dat die wese, dat ons wesens wat ons eie besluite neem, wat ons eie wil het, dat ons kies om van mekaar af weg te beweeg en te verkoud, terwyl die hele skepping om ons presies die teenoorgestelde doen. Ek lees daar in Kolossense 1 vers 17, ek lees dit gou-gou vir jou. Hier skryf Paulus, hy het voor alles bestaan, dis nou Christus, en in hom hou alles tot stand. Die Engelse Bybel sê, and in him all things hold together. Hy hou alles bymekaar. Die skepping om ons verstaan dat dinge wat na mekaar toe aangetrek word, veiligheid bied, beter weerstand teen aanvalle bied, hitte genereer en oorlewing vergemaklik. Die aantrekkingskrag na die kern van die aarde is so sterk dat rots smelt
Dink net wat liefde kan doen met die struikelblokke in jou huwelik. Maar wanneer ons wegtrek van mekaar en ons eie koppe volg en ons eie kriteria aan liefde begin heg, dan sê Jesus, sal die liefde by baie verkoel. Geen wonder, ons sukkel met liefde nie, sê Jesus vir ons in Matteus 24 vers 12, wat ek vir jou gelees het. So wanneer die liefde verkoel, verander die struikelblokke in soliede rots, waarteen jy jou elke dag vasloop. As twee langs mekaar slaap, sê Prediker 4 vers 11 vir ons, met ander woorde, as daar nabyheid is, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is, met ander woorde afstand, warm word? Prediker 4 vers 11. Geestelike, emosionele en fisiese afstand verkoel die liefde. Jakobus 4 vers 8 sê vir ons die volgende: Nader tot God en hy sal tot julle nader. En hoor hoe mooi is dit. Julle sal onthou, net kort na die opstanding van Jesus het die twee Emmausgangers gestap na die dorpie toe en op pad het Jesus by hulle aangesluit, maar hulle het dit nie geweet nie. En later toe hulle besef, maar dis Jesus en hulle praat met mekaar daaroor, is hierdie gevoel wat hulle ervaar het mooi saamgevat in Lukas 24 vers 32 waar hulle vir mekaar sê, het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie. Vir liefde om te kan werk, het dit 'n katalisator nodig. En 'n katalisator bied 'n alternatiewe pad na 'n reaksie sonder om deur die reaksie vernietig te word. Op grond van hierdie teksgedeeltes waarna ons gekyk het, is God se nabyheid die katalisator van liefde wat onophoudelik gee. Toe Jesus naby hulle kom, wat het hulle ervaar? Hulle harte het warm geword. Net soos ons warm lug uitasem, omdat God sy lewe in ons ingeblaas het. Ons is onophoudelik besig om te gee. Ons hele lewe sê liefde, liefde, liefde. Die omgewing en die skepping om ons sê die hele tyd liefde. Maar ons heg ons eie kriteria en beginsels aan liefde. Ons liefde vir mekaar verkoel, omdat daar afstand kom tussen ons en God en gevolglik ophou gee. Ons het met ons eie harte, het ons die hassepad gekies. Nou weet jy wat liefde is. Liefde, as ek dit kan opsom in een sinnetjie, dan is dit die volgende. Dit is 'n warm, onuitputlike bron van gee. En as jy dit verstaan, en sal besef dat net God alleen, Jesus Christus en deur die Heilige Gees, wat die katalisator van liefde is. Sonder hom is dit onmoontlik om werklik waar liefde te gee. As jy sukkel om liefde te verstaan, is omdat jy besig is om jou eie kriteria aan liefde te koppel. En daarom verkoel die liefde in jou hart. So mag hierdie boodskap vir jou daardie hoop bring, dat wanneer jy tot God nader, hy tot jou nader, en net soos wat die Emmausgangers op die pad ervaar het, sal daar 'n nuwe warmte in jou hart ontstaan, en jy sal besef dat liefde is 'n onvoorwaardelike gee, en alles om ons sê dieselfde boodskap. Elke keer wanneer ons uitasem, dan sê ons liefde, liefde, liefde. So laat dit ons onthou dat lewe is gee, en dit weerspieël die natuur van die lewende God. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie vir die liefde, dankie dat U vir ons geseën het, dankie dat ons kan asemhaal, en dat ons ook hierin U liefde kan verstaan. Here, help ons om in ons huwelike en in ons verhoudings te verstaan dat ons onophoudelik moet gee, en ons moet gee soos wat U gegee het, want daarin word liefde duidelik. Dat ons nie ons eie beginsels aan liefde sal koppel en so sal verkoel in die liefde nie, maar dat ons 'n warm, onophoudelike gee liefde sal hê vir mekaar. Ek bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. As jy gehou het van hierdie boodskap, onthou om die like en share knoppie hier onder op ons YouTube kanaal te druk en volg hierdie kanaal sodat jy
heeltyd op hoogte sal bly van video's soortgelyk aan hierdie wat ons uitstuur. Mag die Here jou seën, tot volgende week, totsiens.